Kerkgemeenskap, ek hoop het gaan goed met jou, ek hoop het 'n geseënde week sover, is vandag donderdag, dit is die 22ste Mei 2025, kan jy dit glo, ons is al amper in die helfte van die jaar, en daar is al so baie dinge wat gebeur het, ek wil net seker maak, my foon is af, ek het myself al te veel gevang met daai ene, en ons het 'n tema vandag, wat baie belangrik is. En 'n tema natuurlik uit 'n teksgedeelte, en die teksgedeelte is Romeine 14. Ek het die voorreg gehad om uit die teksgedeelte te preek die afgelope naweek. En dit is 'n tema waar ons nie baie praat nie, en ek kom nogals agter daar's baie veroordeling by mense. Sommige mense, sommige gelowiges dink hulle is beter as ander gelowiges. Ek spring sommer dadelik in. Dink hulle is beter as ander gelowiges oor die manier wat hulle aanbid en hoe hulle kerk lyk en jy weet hoe hulle aantrek of wat ook al ensovoorts. En dis nodig om te vra wat is nou die regte manier van dinge doen. Nou hier is net gebonde aan Romeine 14 en ek wil graag vir ons Romeine 14 lees. Ek lees vir ons uit die 83 vertaling. As jy nie jou Bybel voor jou het nie, pause die video, gaan kry hom of luister net na wat ek sê. Nou, soos die Engelse sê, bear in mind, hier in Romeine 13 praat Paulus en hy praat van die liefde. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hy sê al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. So hy praat van hierdie agape liefde, of agape liefde, wat ook al jy en hoe ook al jy dit uitspreek, en is 'n Christelike liefde. Dit is 'n tema wat Paulus hier aanspreek, wat baie prakties is. Hy praat met die ouens en hy sê vir hulle, right boys, hoe leef ons? En hoe wandel ons? Hoe loop ons? Hoe doen ons dinge elke dag? Julle moet julle naaste lief hê soos julle self. Julle weet, dis nodig, want julle weet, die ure sal nader. En as jy verder gaan lees, dan sal jy sien, die ure is reeds daar, dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit het amper dag geword, of dit is amper dag, laat ons dan ophou met die werke van die duisternis, laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe, soos in die daglig hoort, daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug, onsedelikheid, geen risie en jaloesie wees nie, nee, julle moet lewe soos volgelinge van ons Here Jesus Christus, en nie voortdurend daarop uitwees, om julle sondige begeertes te bevredig nie. So, dis waarmee Paulus afsluit, en dan gaan hy aan in hoofstuk 14, en dan sê hy, in die opskrif van hierdie gedeelte in die 83 vertaling wat ek hier voor my het, is moenie jou broer veroordeel nie. Daar staan, aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van jou 'n verskil. Een glo 'n mens mag alles eet, 'n ander is swak in die geloof, en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie verag nie, en die een wat net groente eet, moet die ander wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie, maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is die een dag belangriker as die ander dag, en vir ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting, dis baie belangrik. Een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here, en ook hy dank God. Niemand van ons leef tog vir homself nie, niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, lewe ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ek gaan net tot daar lees. Jy kan die res van die hoofstuk ook gaan lees. Moenie jou broer veroordeel nie. Nou, hoe baie keer het jy al gehoor van 'n kerk waar mense dalk
hulle hande oplig as hulle sing, of dalk 'n kerk waar mense so staan, stil en net sing, dalk 'n kerk waar hulle 'n band het, of dalk 'n kerk waar hulle 'n orgel het, of dalk 'n kerk waar hulle niks het nie, of dalk 'n kerk waar hulle meer het as wat hulle moet hê. Musiek nou gewys. Dis belangrik dat ons hierdie teksgedeelte baie mooi moet verstaan. En die rede hoekom ons hierdie teksgedeelte moet verstaan is, hoe baie tyd mors ons nie baie, of mors ons nie soms, om ander gelowiges te veroordeel oor die manier wat hulle aanbid nie, of die manier wat hulle sekere goeders doen nie. Die teksgedeelte praat van die wat swak in geloof is. Paulus verwys terug na die Joodse Christene. Hulle het gedink, jy moet sekere goeders doen om verlossing te verdien. En baie geleerde ouens het al gedebatteer en gepraat hieroor, en hulle wat swak is in die geloof, verstaan nog nie heeltemal wat hierdie verlossing in Christus Jesus beteken. Nou, ons glo nie dat Jesus Christus het vir ons gesterf, volgens die skrif, glo ons nie dat Jesus Christus het vir ons gesterf, en nou moet ons nog 'n klomp goed bydoen om verlossing te kry nie. Alleen uit genade het ons hierdie verlossing gekry, en nou uit dankbaarheid leef ons 'n lewe vir die Here. Ons leef as offers. So dis baie belangrik, dat ons net dit moet verstaan. En wanneer ons kyk na hierdie teksgedeelte, is dit baie belangrik, en ek het dit al in my eie lewe gesien, ek het dit 10-1 al gedoen, as ek dit gedoen het, vra ek om verskoning, maar jy sien iets wat onbekend is. Nou, ek praat nie hier van sonde nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. As iets verkeerd is, en jy weet dit is verkeerd, dan is dit verkeerd. Maar nie dan sê, maar jy mag nie veroordeel, wie is jy om te veroordeel? As iets verkeerd is, dan mag jy sê, luister, maar daai ding werk nie vir my nie, want die skrif sê, dis verkeerd. Dis belangrik, dat ons moet verstaan, nie almal het groot geword soos ons, op 'n sekere manier nie. Nie almal het groot geword in die kerk nie. Nie almal het groot geword in 'n tradisionele kerk nie. Nie almal het groot geword in 'n kerk waar hulle sing en bands en al die tipe goed. Nie almal het groot geword daar nie. So, ons moet ons broers en susters in Christus respekteer en hulle aanvaar in die geloof. So dis baie belangrik. Eerste keer dat my dogtertjie 'n verskyning maak, ek is net gou besig. Sê jy gou toemaak. Ek is dankie. Sien, sulke goeders gebeur ook. Ek sal haar nie veroordeel nie. Dis baie belangrik dat ons moet weet dat mense gaan met ons verskil. Dis baie belangrik dat ons moet weet jy wat, dit gaan nie oor my nie, want ek dink dit is 'n ding, dit is 'n tema wat geweldig baie na vore kom. Hoekom hou ek nie van 'n ding nie? En daar is die fout. Hoekom hou ek nie van 'n ding nie? Dit gaan nie oor my nie. Partykeer is dit net goed om te weet jy wat, ek aanvaar hierdie persoon in die manier wat hy leef. Ek aanvaar hierdie persoon in die manier wat hy aanbid. Dit is dalk nie die manier waarin ek gewoond is nie. Weer eens, ek praat nie van sonde nie. Ek praat van verskillende maniere, verskillende leefwyse. Nou sommige mense wat nou hierso sal sê, maar weet jy wat, daar eet nie groente nie. Jy weet, jy mag nie vleis eet nie. Tipe van, die skrif sê baie duidelik dat niks wat jy in jou liggaam kan sit is onrein nie. Net dit wat uitkom is onrein. So, as een ou nou groente eet, kom ons vat die voorbeeld hier, of as een ou hierdie dag beskou as belangriker, is dit nie ons werk om vir hom te sê, ja, wela kapella ou, jy eet nou net groente, wat's fout met jou nie? En dit is ook hulle werk om vir ons te sê, chom, jy kan nie daai vleis eet nie. Of jy weet, daai dag is belangriker as daai dag. En die teksgedeelte sê dit nogals baie mooi, 1 vers 4, wie is jy
om oor iemand anders se bediende te oordeel. Die bediendes is ons is die dienaars. Wie is ons om oor ander dienaars te oordeel? Dit gaan nie oor my nie. Gaan nie oor hierdie tema van die eie ek nie. Ons lewe in 'n tyd waar dit gaan oor menseregte. Jy moet tog net iets sê nie. Jy moet tog net nie ontstel nie. En as dit kom by die woord van die Here, dan gaan dit nie oor my nie. Ons kry die voorbeeld by ons Here Jesus. Hy het gekom om te dien, nie om bedien te word nie. So hoekom sit ons so baie vas? En weer eens, ek praat nie van sonde nie, ek praat net van hierdie ou eet nou die groente, en hierdie ou eet die groente en die vleis. En dan sal die twee waaragtig nou sit en beklei. Jy weet, jy gaan siek word, jy net groente eet. Jy weet, daai vleis wat jy eet is vir dit en dat en sis en so. Hoekom? Die teksgedeelte sê, wie is jy om oor iemand anders se bediende te oordeel? Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie, maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is een dag belangriker as ander dae, vir die ander is ander dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie opvatting, in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. En ek het dit nou nogals baie in die afgelope paar jaar beleef, so sommige mense sê, maar ons moenie Kersfees vier nie. Ons moenie Paasfees vier, so wat ons moet vier nie, wat ook al dit mag wees. Mense sê, het julle Kersboom? 'n Kersboom! En doen julle Kersfees op die 25ste Desember? Julle weet, daai is nie die regte datum nie. Julle weet, as jy nou kultuurhistories gaan kyk na al die tipe dinge, dan is julle verkeerd. Wat gaan dit van jou vat? Om te sê, weet jy wat, ek gaan jou nie veroordeel nie. Doen julle dit so? Doen julle kers? Weet jy wat? Jy kan ook vir die persoon vra, luister, hoekom doen jy dit? Doen jy dit net vir geskenke en vir die, jy weet, vir die holiday fun daarvan, of doen jy dit, want dit gaan oor Jesus se geboorte. En die mense wat sê, maar daar is nie geboortes ooit gevier, of enigiets soos dit nie, met regte so. Maar wanneer jou verlosser en saligmaker se geboorte gevier word, of genoem word, dan is dit seker belangrik genoeg om dit te vier. Dis die een persoon waarop ons meer gefokus moet wees as enigiemand anders en as onsself. Wat is jou opvatting? Is jy oortuig van jou opvatting? Dis die eerste vraag. Die tweede vraag is, hou op om die ander te veroordeel. Weereens, ek praat nie van sonde nie, as jy weet iets is verkeerd, het ons die genade om vir hierdie persone te sê, weet jy wat, ek dink dit wat jy nou doen is verkeerd, hoor. Maar die teksgedeelte is duidelik, aanvaar die een wat in die geloof swak is. Aanvaar die een. Nou dit is Romeine 14, en ek gaan nou soon toe gaan, na die brontaal toe, en ons gaan kyk na hierdie woord, dit is belangrik, en dit is interessant, Romeine 14, kom ons gaan dit gou, Romeine 14 vers 1, gaan ons kyk na hierdie woord aanvaar, en wat dit beteken, Romeine 14 vers 1, aanvaar die een wat in die geloof swak is. Ons het klaar gesê, daai tyd was dit die Joodse Christene, hulle het gedink, weet jy wat, jy moet seker goed doen, jy het verlossing, Jesus het vir jou gesterf, nou moet jy klomp goed doen om die verlossing te kry, en dit is glad nie so nie, ons praat van 'n dankbaarheidslewe, aanvaar die een wat in die geloof swak is, die ouer vertaling 33:53 sê, en neem hom aan wat swak is in die geloof, die Griekse woord hier is om swak te wees, of om siek te wees. Om swak te wees, of om siek te wees. Okay. Swak te wees of om siek te wees. Kom ons vat dit gou 'n tree verder. Kom ons kyk gou vinnig hierso. Ja, swakheid.
Dit is waarop hierdie woord dui. Swakheid, fisiese swakheid. En swakheid kan in soveel ander teksgedeeltes uitgebrei word. Aanvaar die een wat in die geloof swak is. Ek het nou op die woord swak gefokus, aanvaar is die woord waarop ek moes gefokus het. Ja, maar sien, goed gebeur. Om te ontvang, om te aanvaar, en dis in 'n opdragvorm, dis 'n imperatiewe, vir die wat Grieks ken, die wat nog nie gehoor het daarvan nie, dit is die brontaal wat ek hier voor my het, is die Nuwe Testament, is die Grieks, dis 'n imperatief, is 'n opdrag wat ons ontvang, om te ontvang, of om te aanvaar. Aanvaar die een, of ontvang die een, wat in die geloof swak is. Weet jy, Chom, ek weet jy eet net groente, maar jy kan nog steeds by my kom braai. Ek eet vleis, maar jy kan nog steeds na my toe kom. Weet jy, ek weet jy vier nie Kersfees nie. Ek weet, jy vier dalk ander dae op ander maniere, maar jy is welkom by my huis. Want ek ontvang jou, ek aanvaar jou in die geloof. Nou, moet nou nie dink, omdat jy ander mense ontvang of aanvaar, dat die ander mense is altyd die wat swak in die geloof is nie. Sommige kere is dit ons. Baie van die kere is dit ons wat swak in die geloof is. Maar die vraag wat ons kan vra is, wat is jou opvatting? Vir wie doen jy dit? En so kan jy dit uitbrei na jou hele lewe. Vir wie doen jy alles wat jy doen? En die vraag moet lei na die antwoord, ek doen alles vir die Here. Dis my opvatting, dis my oortuiging. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Maak nie saak wat gebeur nie. Here, hierdie lewe van my is vir U. Ek gaan dalk verskil met ander gelowiges. Ek gaan dalk verskil oor sekere dinge. Ek gaan dalk wonder, ek gaan dalk worstel, ek gaan dalk wat ook al dit mag wees, maar Here, dit gaan oor U. En ek dink dit is baie belangrik dat ons dit moet verstaan. Gaan lees weer die teksgedeelte Romeine 14. Kom ons aanvaar die wat swak is in die geloof. Kom ons aanvaar ander gelowiges wat dinge op ander maniere doen. Kom ons oordeel nie oor hulle nie. Ek praat nie van sonde nie, so dalk nie van sonde nie. As jy weet iemand doen sonde en tree sondig op, praat met hulle op 'n mooi manier, liefdevolle manier. Onthou die agape liefde, die Christelike liefde. Ons gaan dit uitleef waaroor Paulus gepraat in die vorige hoofstuk. Maar as ons leef, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Ons lewe gaan nie oor onsself nie. Het gaan oor die Here. Ons is hier om te dien, nie om bedien te word. Kom ons gaan uit, kom ons gaan bedien, kom ons leef vir die Here, kom ons aanvaar, kom ons ontvang ander gelowiges, al verskil hulle 'n bietjie van ons. Mag julle 'n geseënde week hê. Mag dit vir julle jolig wees en vrede vir julle.